Nou ja, julle, ons gesels nou oor rugby. Ons rugby seisoen is nou min of meer klaar vir die jaar. Maar hierdie mense hou ons nooit op oefen nie. Hulle oefen, dan sien jy hardloop hulle op die strand, dan hardloop in die pad, dan hardloop hulle hier, dan sleep hulle goed en dan stoot hulle goed. Maar hulle bly nooit oefen nie, want hoekom? Hulle is dedicated. En ons het met meneer Strauss gepraat, wat verbonde is by die Saldanha Rugby Club. Hierdie man is 'n man van wysheid en het baie insig en baie liefde vir die jong mense in ons land. En daarom is rugby vir hom so belangrik, want dit hou die kinders besig, die jong mense besig, dit hou die ouer mense ook besig, want ons moet hulle ondersteun en ons moet hulle help. 'n Interessante gesprek met hom gehad. Kom luister bietjie saam. Rugby trek die hele nasie bymekaar. Onder andere rugby, maar rugby is belangrik vir ons. Luister gerus saam. Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier by Saldanha Bay Hotel in Saldanha en ons wil net vir die bestuur van die hotel sê baie dankie dat ons julle fasiliteite kan gebruik. Dit is 'n heerlike dag. Ons het bietjie winderig en 'n bietjie bewolk, maar ons Weskus bly mooi vir almal, die wat hier kom kuier en vir ons wat hier bly. Dis dit 'n baie spesiale plek om te wees. Maar ek gesels vandag met 'n baie spesiale man hier by my en Koos Strauss. Koos is deel van die Saldanha Bay Rugby Club. Hallo Koos, hoe gaan dit? Nee, baie dankie eerstens vir die geleentheid om hier te wees en 'n bietjie te kom gesels oor rugby. Pas ons ouers sal sê van 7de land 'n paar gevleelde woorde. 'n Paar gevleelde woorde, soos om ou baas. That's correct, ja. Nou ja, vertel vir ons, wie is jy en hoekom is jy lief vir rugby? Eintlik van kleintyds af, het ek begin by die skool speel op 'n baie vroeë stadium, seker van onder 11 al. En in 1983 het ek begin buiteklub speel vir 'n klub met die naam van Saldanha Marines. En in 1994 het ons saamgesmelt met Saldanha Dorp Rugby Club. Ja. Toe vorm ons Saldanha Bay Rugby Club. Wat dit nou is. That's correct. Ja. En vir 30 jaar of 31 jaar is ek betrokke. En Fantasties. meer as 15 jaar gespeel vir Saldanha Bay. Self gespeel. That's correct. Wat 'n posisie is kies? Ek het loskakel gespeel. Vinnige mense, Nee, die een wat skaap en die backline wegstuur. So en daarna het ek sekretaris geword en ek het my afgeskaal dat ek vandag huidigelik die klubkaptein is O ja. van Saldanha Bay Rugby Club. Ja. Nou ja, vertel gou vir my, Saldanha Bay Rugby Club, ek hoor dis 'n baie sterk rugby klub. En hy is so 'n bietjie gevrees hier aan die Weskus. Ja, Saldanha Bay het oor die jare, in die 30 jaar, geweldig gegroei. Ons het baie uitdagings gehad en tesame met spelers, coaches, bestuur en die supporters van Saldanha en reg oor die Weskus het die klub gegroei en uitgekom waar ons vandag is. Ons het al back-to-back champions gewees van die Boland Rugby Liga. 2 keer agter mekaar gewen. So ja, ek dink en daar's 'n goeie ontwikkelingsprogram ook betrokke in Saldanha Bay van die IRI se kant af en hulle support ons met kwaliteitsspelers ook. So daar's groei in die klub. Daar's 'n toekoms vir ons jong mense hier aan die Weskus by Saldanha Bay Rugby Club. Ek sal sê definitief. Ouens wat wil rugby speel. That's correct, ja. En ook dan as jy net vir rugby speel nie, as hom ook terug na sy huis te stuur as 'n beter gedissiplineerde mens, self ook na sy werk toe, dat hy 'n rolmodel raak en wees vir die kind wat na hom kan opkyk. Nou kan opkyk. Dit is 'n wonderlike visie wat jy het, dat ons nie net rugby speel nie, ons kyk na die gemeenskap. Dis korrek, ja. Ons word familie. En familie kyk na mekaar. Definitief. Jy moet eers in 'n rugbyklub se uitdaging is die wenmotief is deesdae te hoog binne klubs. Ons moet die familie tradisie herroep en herskep sodat ons kan lief wees vir mekaar en in vrede met mekaar kan leef en beter mense maak.
Verseker, ons het dit so nodig in die land waarin ons lewe en in die wêreld, in die tyd waar ons nou lewe. Ons moet in vrede kan lewe en mekaar kan lief hê. Sê gou vir my, hoe is die rugbyklub betrokke by skole in ons omgewing? Heidelik moet ons 'n program van plek stuur. Daar is coaches wat so nou en dan uitgaan na die skole toe. Ek weet een van ons persone wat vir ons die stadium manage of hy is betrokke by Saldanha Laer, dan was hy guest coaches so na St Andrews toe. Ek dink die klub moet 'n junior komitee stig en dan skole rugby identifiseer met 'n eie bestuur onder die klub se bestuur. Ja. En dan 'n structure in plek sit om skool rugby te laat herleef in Saldanha. In Saldanha. Nou ja, ons sien uit om te hoor as hierdie proses nou aan die gang is, dan kom gesels ons weer met jou. Is daar enige iets wat jy vir ons kykers wil vertel rondom rugby? Kyk, ek vra nou vir iemand nou net die buite of die in Saldanha hotel. Wat gaan jy nou maak? Die rugby seisoen is verby vir jou klub. Sy sê sy weet nie. So, wat rugby bied, dis Saterdag, jy werk heel week, jy het vol stres. Ek wil vir mense daar aanry om rugby te kom kyk. Dit is wel 'n 30 randjie of 'n 40, maar jy ontlas al die probleme, die emosies wat jy op het. So, mense in Saldanha of van buite af kan enige tyd kom rugby kyk. Ons verseker mense se veiligheid. Ons het 'n sekurititeitplan in plek. Ons het 'n opgegradeerde stadium wat wêreldklas is. So mense is welkom om rugby te kom kyk in Saldanha. Nou daar het julle dit. Koos sê julle is welkom om rugby te kom kyk. Waar kan mense hoor uitvind wanneer speel julle? Waar is julle program beskikbaar? Ons het in Saldanha Rugby Club Facebook. Baie mense is op Facebook. So mense kan net inklik Saldanha by Rugby Club, dan sal al die details wanneer ons tuis speel, wanneer ons wegspeel, self mense wat nie vervoer het nie. Daar's buspryse op. So alles is op Saldanha by Rugby Club se Facebookblad. Nou daar het julle dit georganiseerde rugby in Saldanha Bay. Dit is waarvoor hulle staan. Nou Koos, ek wil vir jou sê baie dankie. Dit was lekker om met jou te gesels. Baie dankie.